Al die 5 ligte kykers, 'n baie spesiale vinnige episode wat ons gaan doen Lekker. oor die South African Grand Prix. Maar dis 'n baie vinnige episode. So dankie dat julle gekyk het. En dan sien ons julle weer. Ons waardeer dit. Julle almal kry Like, subscribe, jy weet al daai goedjies. Julle almal kry 'n kussentjie van Dali Tambo. Okay, so ons gaan kyk na die nuutste voorlegging op die tafel vir Kaapstad se Grand Prix. Maar ons gaan baie wat sê wat ek soek hierso. Krities? Ons gaan 'n baie neutrale oog gooi oor die hele situasie. Ja, ons Okay. gaan eintlik baie krities daarna kyk. Ons al drie is van Kaapstad af. Ons Hmm. al drie hou baie van Grand Prix. Ons al drie wil graag Grand Prix kyk hierso in die Kaap Verseker. of in Suid-Afrika ten minste. So en kom ons wees eerlik, oor die jare was daar al 'n paar aanbiedinge wil ek amper sê of dan 'n voorleggings Ja. of ontwerpe, hoe ook al. Ja. Maar ek dink voordat ons kom ons vat gou 'n stapie terug en ons skep vir onsself net 'n platform om vanaf dan nou ek wil amper sê kritiek te lewer. Kritiek kan ons nou goed of sleg wees. Wel, kritiek is ons nou maar sleg. Maar ek dink ek wil enige Grand Prix wat nog ooit voorgelê was of voorgestel was vir die Kaap was nog altyd teoreties geweest, reg? Mm. Nou, ons het 'n Formula E in die Kaap gehad. Ek was daar, ek en my goeie maatjie ou Rian. Ons was daar, ons het vir McLaren ondersteun op die dag. En die baan was cool geweest. Ons het lekker daar agter in die pitlane op 'n stadium ingeloop, die safety cars gesien en alles. Maar een ding wat ek in my ervaring as 'n ou wat nou op die grond daar was, on the wat sê hulle grounds hier, rocks. Mm. on the rocks, is dat alhoewel die resies goed afgeloop het en 'n sukses was en als, was my ervaring as, noem dit dan nou end consumer, Mm. was nie so great nie. En ons het relatief vinnig genoeg ingekom. Ons het ook nou maar ge-Uber, ons het nie gesukkel met parkering en sulke goed. Daar was nie te veel verkeersissues nie. Maar ek het bitterlik lank in 'n queue gestaan om 'n porsie chips te koop. Ek praat van naby genoeg aan 'n uur byvoorbeeld. Jy weet, Eina. byvoorbeeld. Dit was 'n somersdag, daar was nie genoeg skaduwee nie. Ek moes op 'n grond gaan sit, letterlik oor die lyn van 'n skaduwee van 'n gazebo, net om uit die son uit my ou 17 chippies te eet byvoorbeeld. En in Formula E dink ek was so wat 60, 50, 40, 30,000 mense, ek weet nie. Maar ons is gewoond aan 'n Grand Prix waar daar oor 'n naweek 300,000+ mense jy weet deur so tyd ja. beweeg, okay? Almal wil 17 chippies eet. In feite hulle wil dalk 20 chippies eet. En jy wil meer as een keer iets eet want dit is 'n lang storie, daar's pre-races ensovoorts. Ja. Wat ons bring by as jy die Grand Prix wil gaan, as jy 'n Kaapstad se Grand Prix wil gaan kyk, dan moet jy waarskynlik 17 dae voor die reis begin al probeer daar uitkom. Aftrek. As jy die wegspring wil sien. Jy loop, jy kamp uit by Century City, jy loop, dan kamp jy uit by Foreshore. Jy parkeer hier in Durbanville. Dan loop jy weer uit en dan kamp jy uit by die waterfront. Okay, so kom ons my voorstel is hoe om hierdie ding benader is. Kom ons identifiseer die uitdagings vir 'n Kaapstad se Grand Prix en dan kyk ons hoe hierdie voorstel op die tafel dit hanteer. Okay. Eerstens, waarmee kompeteer ons? Ons kompeteer, wat is die slegste Grand Prix op die grid? Dink jy? Minimum standaard. Die slegste Grand Prix. Ja, tans op die kalender. Qatar. Vir my. Ek hou nie van Qatar nie. En Qatar is Useless. mark Ja. En Las Vegas vir my ook. Eintlik Las Vegas is vir my selfs nog meer. super interessant dat dit sê. Dankie. Beide Qatar en Las Vegas is taamlik flamboyant. Okay? Let's make no mistake. Okay? Daar's miljoene dollars in die Las Vegas Grand Prix en in Qatar. Ek bedoel dis die Midde-Ooste, dis olie, daar's baie geld. Daar's baie ligte, daar's drones, daar's 'n klomp staf, okay? Maar weet jy wat is die argument daarso? Jy het 3 USGP's en jy het 3 UAE GP's. Ja. Hoekom? Ja, I agree. En Daar's hoeveel ander dele van die wêreld ook. hoeveel Grand Prix is op die Afrika kontinent? Nou is dit. Nou, gaan aan die ander kant van die spektrum. Wat's vir jou wat dink jy is een van die, ek weet wat jou antwoord is. Maar wat dink jy is die beste Grand Prix op die kalender?
Ek dink Spa, Monza. Ek het geweet ek gaan die Monza sê. Ek love Monza, En dan- maar Spa is 'n driver circuit. Dis my Ja, Spa is baie nice. Absolutely agree. cater-wise, Monza, om net omdat ek daar was. Ja. En ek weet Austria is En- net so goed. En dan sit ons met the likes of Monaco wat al die pedigree en tradisie het. Ons sit met Spanje wat virtueel nog nooit 'n Grand Prix amper ewen geskiep het Ja, byvoorbeeld. van die 91. En ons sit met 'n track met 'n awesome track soos byvoorbeeld Suzuka. Ek is 'n groot fan van die Chinese Grand Prix track byvoorbeeld. Okay. Okay. So as ons wil vergelyk met 'n standaard in Grand Prix, kom ons sê ons is Afrika, die wêreld kyk forgiving ons hoef nie die standaard te match nie, maar ek sou sê ons moet probeer uitkom by die minimum standaard. Ek sê ons sal met Imola kan match. Ons sou hierdie proposal in Kaapstad dit kon bied. Okay, nou, kom ons kyk gou. Nou kyk ons gou na challenges soos traffic. Human traffic. Ons net hierdie geleentheid gebruik maak om te sê 5 ligte by no means supports any form of human trafficking. Maar ek praat van mense en voete in en deur die fasiliteit kry en jy kan manage vandat jy by jou huis wegry, hoe lank jy op die pad spandeer, waar jy gaan parkeer, public transport, bla 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 bla, en dan op die fasiliteit rond beweeg, veilig wees in 'n wat se prokureurstem in 'n redelike, 'n reasonable time frame koste kan kry, badkamers te kan besoek, skaduwee te kan hê, nie overheat nie, jou plek te kan kry, nie afval nie en, okay? Dan die laaste een wat ek het om op die tafel te sê voordat ons kyk na die voorstel. En dit is dalk 'n bietjie meer subjektief, maar dis my opinie en ek dink een of beide van julle gaan met my saamstem. Is as ons kyk na pure racing, dan 5 vliegies. 5 vliegte. Voor ons gerekord het was hy weg. Nou laat ons 'n rekord geplus druk het, is hy terug. Dan in my opinie is street circuits nie ideaal nie. Ek stem saam. Hoekom nie? Dis nou bane, jy kan nie overtake nie. Dit is nie baie veilig nie. Daar's nie curbs nie, daar's nie run-off space nie. As daar insidente op baan is met die hele reis gestop word, ons praat van red flags, nie safety cars nie, om die trek te clear. Jy kan nie Tech Pro barriers op 'n street circuit oral insit nie, want dis hard. Daar is net soveel Daar's hard barriers. Die ouens het tunnelvisie, of dit nou dag of nag is, dit vir my so groot verskil nie. So nou in Kaapstad, obviously ons gaan nie in Kaapstad 'n trek kan bou nie, en ek dink al die voorstelle in Kaapstad was nog altyd iewers op die foreshore, iewers met die stadion in die berg en Groenpunt wat 'n recreational area in Kaapstad is. Tradisioneel ons het stadions, atletiek, golf, rugby, cricket, die multifunctional jy weet Kaapstad stadion wat even jy weet live shows, 'n klomp goed. So uit die aard van die saak is soos hierdie voorstel ook, is ons nou weer stuck, in my opinie gebruik Aspris die term, we're stuck with a street circuit. Soos Madrid wat Barcelona vervang. Dis korrek. Ja. Ja. Ek great voor. Wel, dan nou is dit Madrid besig om te backtrack nou. Want dit lyk my, onthou net, ons het Valencia gehad wat die European Grand Prix was nog. Dis reg. Nee? En Valencia het doodgeloop. Is deur die hawer daarso, was great, nice track om En te ek kan ry. jou beloof dat er maar 'n klomp off the track issues was. Korrek. Gaan nie oor die reis en die Nee. eers nie. Weet jy wat? Oor die logistiek. Weet jy wat Korrek. die probleem? Weet jy wat die probleem is? Die probleem is almal probeer Monaco daarop en jy gaan nie dit reg. Nee. Speaking of which. Nou is hier, okay, so al wat ek nou nog wil sê is, daar's nou weer eens 'n voorstel op die tafel. Okay. En dit is nie 'n purposely built circuit nie, dis 'n track circuit. En ons probeer intap in Mexico en Albert Park en daar's ewen sprake van Monaco yacht experiences. Al wat ek het om te sê, met al die fans in Suid-Afrika,
ek gee nie om of as hierdie reis net in Afrika was dit al klaar die goedkoopste Grand Prix wat ek in my lewe sou kon ervaar. Al moet ek Uganda toe vlieg vir argumentsonthaalwe. Rwanda as dit even in Gabon was, nee, sou dit vir my goedkoper gewees het as even die Vietnamese Grand Prix wat op 'n stadium die goedkoopste een was en ons almal excited was om te gaan kyk totdat dit geken was post-COVID. As dit in Namibia was dit nog steeds vir my goedkoper om te gaan kyk as enige ander plek in die wêreld. As dit in Johannesburg was, of in die Oos-Kaap was, of in 'n Berga was, sou ek dit nog steeds gaan kyk het. Die Kouga Grand Prix. Ek sou R10 of 12 of R15 kon spandeer en 'n authentic Grand Prix experience kon gehad het, waar die goedkoopste oplossing nou vir my R25 byvoorbeeld is om 'n Grand Prix te gaan kyk. So nou is my vraag en ek voel so oor 'n Grand Prix nader aan my as die volgende een tans. So die hele Afrika en Johannesburg gaan so voel as dit in Kaapstad is. Met ander woorde, almal gaan dit hier kom. Nie net Kaapstad gaan dit hier kyk. Die hele Afrika kontinent plus internasionale fans plus almal wat nog altyd 'n verskoning wou gehad het om Kaapstad te kom, almal gaan dit nou hier kom kyk. My opinie is, moet dit in Kaapstad wees? En as dit in Kaapstad of in die Kaap moet wees, moet dit hier wees? Of kan ons iewerster in die Weskus of iewerster aan die noorde van Durban wil naby die nuwe lughawe of iewerster in Flippin Elgin of Hermanus of wherever. Ja. Moet dit hier wees of kan dit net eenvoudig in Johannesburg, kan dit net by Kalahari wees nie? Wat al die pedigree, ek sal Johannesburg te vlieg wat beter infrastruktuur, nie beter kondisie of kwaliteit van infrastruktuur, maar ek dink net meer mense noodwendig sou kon hanteer as wat ons 'n street circuit probeer set up vir 'n naweek wat nie gebou is, by no means voorbereid is daarvoor nie. Dit is my opinie. En dan volgende het ons 'n voorstel wat sê ons kan 'n Monegasque exclusive yacht experience kry met hierdie voorstel. Waar jy eers deur 'n golfbaan moet loop om uit te kom. So King Kali, wys vir my, waar dink julle gaan die gaan hulle 'n hele nuwe hawe bou daar in Mooi Point? Daai is die enigste hawe wat tans daar is. Ek bedoel, ek kan nie sien waar hulle hierdie exclusive hawe gaan sê nie. Wel, hulle noem tog daarso dat dit stapafstand gaan wees. So ek bedoel, dis daai hawe. Nou is my vraag is, kyk, ons het mos 'n paar manne wat mos nou al klaar hulle eie jotjies en seiljaggies en goedjies het. Nou gaan hulle daai ouens daar uitjaag en vir hulle sê, gaan parkeer jou nou op 'n ander plek sodat ons vir die Grand Prix manne kan plek maak. Ja, bro, wat van is 'n ou daar besluit van Monaco af en hy sê vir sy skipper, "Right boys, ry my Lamborghini ja Kaapstad toe." So, al wat hy moet doen is hy trek weg in die Mediterrane af, kom langs die kus af, Korrek. van Afrika en hy trek hom daarin, is daar plek vir sulke bote daar. Dis die voordeel. Of gaan hy by Saldanha parkeer aan met 'n deure. En kyk, hier's nie klein bootjies, daai ouens het menere van bote. Dis nie hierdie dinkie toys maar waar $80 miljoen ja. Verstaan jy? Dis hierdie dinkie toys waarmee ons speel het. Die exclusive yacht experience wat ek hierso vermoed hulle na verwys, is as jy met jou super yacht langebaan te kom en dan met jou helikopter invlieg en hierso op een van hierdie golfbaan platform oefenvelde kom land en dan die hotel en die coastal area kom experience. Maar dit in my opinie is nie 'n Monegasque exclusive yacht shore exclusive whatever experience. Selfs dit wat jy nou sê, dit as ek nou so kyk na die oppervlak, jy weet, dis die binnebaan. So met ander woorde, daai ouens gaan vir 'n hotel. Gaan 'n boer die baan moet kom. Ja. Waarvoor daar tans nie iets is. Dis waar. Kom eens. Sorry, daar's een ding wat ek nog wil sê is, kyk, selfs al bou hulle 'n hele nuwe marina hier aan die Westerkant. Ja. Hier voor Mooi Point, voor die Dis reg. Jy weet die promenade en alles. Selfs al bou hulle 'n hele marina daar. Selfs al kan hulle dit bekostig en al daai yachts kan daar aan meer en hulle bou 'n hele nuwe hawe meer en alles. Selfs al gradeer hulle die infrastruktuur om mense in en op hier en deur hierdie fasiliteite kry met opgeloste parkeerareas,
Want kom ons sê daar's genoeg geld wat na hierdie ding toe gegooi word deur die hele Afrika kontinent en Lewis Hamilton African Foundation of whatever you want to call it. En al hierdie probleme word opgelos, né? And we're left with a better and upgraded and improved Cape Town vir die volgende 51 weke in 'n jaar, okay? Dan het ek nog steeds kritiek op hierdie layout en die feit dat dit 'n street circuit is. Runoff areas, hulle het baie moeite gedoen om vir ons te wys waar die runoff areas is. Ja. Maar die een groot crucial een is daar waar die Kaapstad stadion. Ek merk hom presies op. Ja. Wat is dit, turn 20? Ja. So ek bedoel dit vat een, jy weet hoe werk 'n ketting. Korrek. Of kom ons sê 'n ballon. Dit vat een gaatjie om die ballon af te blaas. Dit vat een ketting om die container te drop. Ja. Dit vat een gaatjie in die fence vir iemand om in te breek en jou met 'n byl dood te maak of whatever the case may be. So nou al die draaie kan opgelos word, maar as daar een of twee draaie is waar daar nie runoff area is, en waar as jy af wat? Ja, die lessons gekyk. Nee, maar miskien moet ek. Wat is dit? So ek is nog steeds 'n fan van ek bedoel dis nie 'n slegte, ek bedoel van al die voorstelle wat ons al in die Kaap gesien het, is hierdie waarskynlik die beste een, hè? Luister, Maar Dis 'n goeie trek wat hulle uitloop. Ek gou my plain. Okay, go for it. gepraat. My plain opinie. Ek hou van die layout. Ek dink dit gaan 'n baie goeie ekonomiese impak hê op Kaapstad. Ek dink Tafelberg is die groot trekpleister vir almal. Absoluut. Ek dink ons het baie ons het genoeg goeders om te doen vir toeriste Ja. hier in die Kaap, jy weet. So dit maak vir my sin dat dit in Kaapstad gehou word, maar ek voel dat die stad self nie noodwendig die kapasiteit het Ja. om dit te fasiliteer nie. En met al die street circuits wat ons klaar het op Formula 1, is dit die antwoord. Kan ons nie eerder al hierdie geld vat en 'n ordentlike, ek meen Kilani is nou great vir 'n paar jaar gewees vir dit. Hy was nou, Ja. maar kan ons nie Ja, ek dink hy is- ons sit met soveel spasie, kan ons nie 'n nuwe baan bou nie. Jy weet, waar ons 'n 5 km baan of 'n 4,5 km baan bou, Ja. wat ons sit met soveel undulation in die berge, die N7, jy het ek weet as jy Ou Kaapse weg, pappa. ons het soveel spasie daarso. En my punt is dat ek voel nie 'n street circuit vir Kaapstad. Ek support 'n Kaapstad Grand Prix. Moenie my verkeerd verstaan. Ja. Ek support dit as 'n Kaapenaar sal dit, ek's eintlik 'n Oos-Kaapenaar, maar ek's nou Kaapenaar omdat ek 15 jaar hier bly. Maar ek bly die Sharks ondersteun. Is dit die feit die Sharks in die Kaap gebring in Oos-Kaap, Wes-Kaap, ons julle al baie Hoor jy, Natal? maar die punt is Jou beurt is nou klaar. Jy het nou net die punt is Is daai oorskry? die street circus is die antwoord nie. As jy nou my purest opinie vra, hou ek van as ek hierdie moet opmeet teenoor Kyalami sal ek eerder Kyalami upgrade, Ek stem saam. want Dis Kyalami het klaar infrastruktuur wat hulle net gaan opgradeer. Dit word klaar besit deur Porsche. Hulle het government backing daarso. Ja, dit is Johannesburg Frek Boys se tweede se vlug. Okay. I know. En plus, Hey, ek sal dit doen. hier is die ander ding. Dis 'n klein Hierdie is soos Las Vegas. Dis 'n once of done. Korrek. Kyalami is permanent. So Daar. as ons Formula 1 trek, Mm. het ons MotoGP, ons het die World Endurance Championship wat ons kan trek. Ja, boys. Ons het superbikes wat ons dan kan trek. Ja. Daar's soveel kategorieë van motorsport wat ons kan trek hiernatoe. Nou, kwaliteit. En weet jy wat? Weet jy wat is die ander ding waarna Suid-Afrika nog altyd na smag? Is 'n WRC rally in Suid-Afrika. Ja. Dit sou op 'n stadium in Kouga, in Karedo, Tina area gedien gewees het. So, dis hoekom ek sê as jy 'n permanente baan, established baan, gaan jy nie net local racing dalk hê nie. Jy gaan al die internasionale kategorieë kan trek Daar's hy. en jy gaan meer motorsport geleenthede bied. Wat vir jou oor 'n jaar spektrum meer inkomste gaan bied? So ons almal weet motorsport dood in Suid-Afrika. Okay? Maar die punt is, trek net meer motorsport kategorieë as Formula 1 is jou pinnacle, is jou trekpleister, maar dan sit jy met die res. Ja, By 'n breër netwerk. Verstaan? Ja. korrek. Ek stem Jy heeltemal saam met jou. use Ja. die hele land en die motorsport fans Ja. en kultuur
na verskillende motorsporte. Ja, I agree. Verstaan? So I agree. dis hoekom ek sê ek ondersteun Kaapstad Grand Prix, Ja, maar hou 'n trek. Moenie 'n street circuit bou. stem heeltemal. Ek dink net dit is te tight. Ons sit, ek meen almal van ons weet, ek meen van ons kykers wat in Kaapstad bly wat miskien dalk in en uit ry uit die stad uit vir werk. Vat jou, dit is 33 km hier van waar ons bly. En dis 'n normale dag. En dis 'n normale dag en jy sit 2.5 ure van 6:00 die oggend af en Wat het- om net 8 uur by die werk uit te kom. Vat net 'n rugbywedstryd wat op daai stadion gespeel word. Ag, As jy nie vroegoggend gery het nie, sit jy in henk daar het ons verkeer. in Zeeland en Suid-Afrika verlede jaar gaan kyk. Awesome. Maar jy is bumper to bumper daar, jy Ja, wedstryd maak 7 uur klaar en jy's 10 uur by die huis. Nou dis wat 80.000 mense, né? Nee? is dit wat die stadion vat? Ek wil net Bietjie minder. ek weet nie wat die stadion vat nie. Ek Kom ons- seker wat die 60.000. Okay, kom ons vat. Ek dink Maar- 80 as hulle al die teers oopmaak, maar nie Maar kom ons sê 60.000. Ek wat by Monza was in 2022, oor daai hele naweek was daar 350.000 toeskouers wat daar deur daai hekke beweeg het. Verstaan jy? En almal het in die buitewyke gebly. Milan, Monza, Modena, jy weet alles wat naby is. En want dit is in die noorde van Milan. Ja, ja. So met ander woorde jy en daar's kampeerplek daar so by Monza. En dis in 'n park. Kaapstad Stadion 55 mense, 55.000 mense. Verstaan? So Okay. so weer eens ons kan dit doen, maar Ja. wil ons Formule 1 net hê of wil ons motorsport groei in Suid-Afrika? Dis die groot vraag. Ek het nou Ja. net nog 'n punt maak. Daar was ons Okay. Formule E in Kaapstad. Ja. Ja. Formule E. En jy weet, van die eerste keer dat ek kom met dis 'n annual ding en ons kompetisies verloops Ja. en bla bla. Ah, Hoeveel keer was Formule E nou al hier gewees? dink jy? Verstaan jy? So hier's Jy kom maar nie terug nie. Ja, want hulle die eerste keer, maar ek het nou 'n kliënt byvoorbeeld wat altyd vir my sê you don't have a second chance at creating a first time impression. So as jy die eerste keer en ons het mos dit op, is dit verby. En ons is brilliant daarmee. Ja, Ons het nie baie moeite nodig om dit reg te kry. En nie dat ek hierdie mense kritiseer wat die bid insit nie. Ek seker van hulle dalk sit in 'n row. En ek kan jou beloof, want dis ingenieurs en architects, hulle sit by dieselfde challenge, hulle weet wat maar iemand het 'n nice, good looking picture en iets wat net 'n bietjie traction kan kry en dan sal klomp issues wat uitgesolve moet Ja, word. want hierdie is Ja, een weergawe daarvan. Ek bedoel die ander weergawe wat let is waar die baan reg deur die stadion hardloop. Ja. Jy weet, ek is nou nie in gunste daarvan nie. Ja. Ek hou van hierdie layout. Ja, Dan kan hulle die stadion gebruik as die paddock. dis reg, soos wat Miami doen. Ja. So hierdie maak vir my baie sin, maar nog steeds ek dink my grootste concern wat ek het vir die Grand Prix is ek meen ek niks fout met die layout nie. Ek hou van die straights, die turns, alles. Maar ek dink twee goed obviously net in terme van fasilitering van mense. Ja. Tweedens is ek dink iets wat my opvallend was by Melbourne hierdie jaar is toe daar crashes was. Daai flatbeds Ja, en JCB's het op die trek opgekom. korrek. En ongelukkig is En ons dit maar is in dieselfde situasie. heeltemal reg. Die enigste ouens wat super effektief is om motors van 'n straatbaan af te lig, is Monaco. Ja. Ja, hulle doen dit al van die begin van die begin. O, okay. Maar ek bedoel Monaco het oral skry. Street tracks. So die Ja. kruin kom net oor. Dit lyk terrible, maar dit is Maar die kruin kom oor. Ja, haar kom deur die loop, die crash loop Ja. en dan lig jy hom oor die fence. Ja. Waar gaan ons hierso dit doen? Ja. Verstaan jy? Waar gaan jy daai kruins opsit? Want as jy kyk na daai baan uitleg, is dit reg teen Tannie Knoetsie se freaking driveway. Daar in die Bo-Kaap, ja. Verstaan jy? Daai enormous drones, papa. Ek gaan vir Sit. Eerlik. ek wil daai drie drones sien. Verstaan jy? Spaar mos nou genoeg. Ons bou mos nie 'n circuit nie, soos kan ons 'n helikopter Nou, kort. So ek sien ek probeer weer eens 5 ligte ondersteun dit ten volle. Ja. Maar kom ons wees net sensible want weer eens die groot vraag is wil ons motorsport groei of wil ons net 'n Grand Prix hê? Ja, een Grand Prix en dit opmors en dan is ons kans verby. En dat is En verby. En dan F1 kom jy kykie weer na jou nie. Ja, niemand ja. Ek bedoel daarso het Vietnam 'n great circuit gebou. Ja, Was nog eers daar nie. dis ek wens ons kan nog. Verstaan jy? En dan Ja. Maar die punt is
is dat Indië, okay, Ja. het 'n great circuit gehad. Ons was daar vir 2 Grand Prix. En nou kyk hulle nie meer na Indië 3. nie. Ons is 2011, 2012, 2013 daar. Okay, maar En toe val ons uit die bus uit, want die backing was nie daar nie. En dis my concern hierso, ja. is dat ons kan Kyalami vir 6 of 700 miljoen rand opgradeer, Ja. okay? En ons gaan daarso meer sportgeleenthede kan aantrek as hierso. Ek stem. Baie meer feasible. Okay, ek het 3. Ja, ek stem 100% saam met jou. Dit is eintlik een van my groot goed, is 'n street circuit. Ek is mal oor hierdie uitleg. Ek dink dit kan 'n flippin nice baan wees as jy dit 'n fisiese baan maak. 'n Volwaardige baan, nie 'n street circuit nie. Met ander woorde, jou wytes, jou runoffs, al daai goede in dink ek sal dit 'n skryt ene wees. My nommer 2 is ons het eintlik ek het net gesê 1, maar ek dink is eintlik 2. As jy vat, ons het uit die noordelike voorstede een rigting wat mense kan inkom en dan het ons hier van Sy So- deep south. ja, suidelike voorstede, Somerset West, daai kant gebiede het ons via die N2 het jy reg. So ons het net 2 in- en uitgange Maar hulle in die hele stad. Maar hulle altyd kom by mekaar nog voordat jy naby aan hierdie trek. Dit is waar die groot ding inkom. So Ja. die 2 gaan ook nog mekaar bots. Want ons het 'n hele berg in die Ons het jy weet. wel, ek weet nee, die berg sit eintlik meer aan die kant toe. Ja, Dis net die posisie waar Ja, maar die hoekom ek dit sê, Wel, kyk waar en ek hoor ja. en die N2 kom voor die berg. Ja. Hier uitkom. Jy Ek- kan nie ek is- om die berg. Ek verstaan. Oh, Ja, ek jy- verstaan wat jy ja, bedoel. jy kan- Ja, lekker sê. Jy hou dit baie omry. Ja. Okay. En jy dink afry. Ja, verstaan jy. Ja, dit is feasible. So verkeergewys is dit vir my chaos wat hierdie stad gaan aanbetref. En my derde ding is, kyk, ek is verskriklik lief vir my land. Jy sal my nie hier wegkry nie, ongeag van situasies en wat dit gebeur. Maar my groot ding is, as ek hierdie prentjie so sit en kyk, hierdie hele uitleg op die oomblik, hardloop hy deur die atletiek stadion. Nou ons het voor die tyd so klein bietjie daaroor gery. Dis 'n tartanbaan. Die ding is Tartan is duur om te tartan is duur my ou. Ja. Maar dit beteken hulle gaan 'n groot gedeelte, hulle gaan omtrent die helfte van daai tartanbaan gaan hulle moet opkap as jy kyk na die hoek waarom my hardloop. Ja. Die helfte van daai tartanbaan gaan opgekap word en hy gaan oorgelê word met teer. En as jy wat argitekte gaan meer hierdie goed verstaan as wat ek dit dalk verstaan, maar dit wat ek daar gehoor het wat ouens gepraat, Sub layers, ja. daar's wat moet gelê word voordat jy 'n teerblad kan gooi. Dis nie net van gooi 'n teerblad nie. Ja. So nou met hierdie proses, nou is hierdie speletjie klaar, Ja. Sondag. Ja. Wat vir my sê, Maandag moet een of ander wakker akker besluit, hy gaan nou hierdie teer moet nou opgekrap word, Ja. want hier's hoeveel atletiekbyeenkomste wat actually wel op daai Groenpunt stadion gebeur. Ja. En ek gaan nie direk wees en ek wil nie ons land te veel kritiseer want ek dink dit is 'n fantastiese geleentheid om 'n Formule 1 hiernatoe te bring, maar ek kan nie sien hoe ons 'n tartan Nee, ek weer met jou op 'n staan- teerbaan gaan 'n teerpad gaan opkap, 'n tartan lê en dit weer doen vir 'n Ja, ek stem met jou saam, Callie, en ek dink in daai opsig moet hierdie spesifieke uitleg dalk rethink word. Reëvalueer ja. Ja. Ja, mooi. Jesso, gerevalueer word. Jomma, wat net so. So ek verstaan hoekom hulle dit gedoen het, want daar's 'n nice hairpin en jy het baie kapasiteit daar word jy nie 'n stadion hoef op te sit nie, maar ek sal dit daar's 2 dinge om dit op te los. Een, en ons hoef nou nie alles op te los nie, maar ek dink nou maar net vinnig. Ja. Jy het nou vir my gesê as argitek, nou trigger jy my, jy weet. Verstaan jy? Maar of hulle moet die tartanbaan skuif en daai hele area, daai hele precinct repurpose vir dit en future races dan nou as dit regtig nou die oplossing is. Of hulle moet die track layout verander dat hy nie gebruik die stands maar kom verder deur of whatever. Ek sê die trek, kan ek vir julle sê wat sal my trek layout wees? So daarby draai 2, né? So ek sal in steede van die pitlyn nou daarso maak, né? Hier by die baan. Ja. Ag, by die stadion, ekskuus. Dan sal ek draai as ek iewers daar probeer om 'n draai uit te vat dat ek om die kus hardloop. Maar daarby by Radisson Blue om. Ja, dat jy daar waar die yachts nou die Monaco experience gaan hê. Oeg, ek gaan nou waar ouens kwaad maak. En dan kom jy van daar af
'n helse stryd om tot by draai 7 hierso. Verstaan jy? Dan kom jy terug en dan steede van dat jy afdraai na die tartanbaan toe, gaan deur die sirkel. Jy gaan deur die As 'n reguit. Ja. Daai sirkel is 'n groot probleem tans. Ek stem 100% saam. Daai is die antwoord. Ja, so daai is 'n beter oplossing. En ek weet nie of jy dan deur daai waar ons altyd die walk doen. Ja. Wat jy dan miskien daardeur 'n pad kan bou. Tydelik. Wat jy dan Wel, selfs al sit jy hom permanent kan in. maak. Selfs al sit jy hom permanent in wat hy maar net afgebaken is vir die res. Maar ek hou van jou idee. Kyk, ek sal natuurlik 'n paar golfouens gaan nou seker my keel wil afsny hieroor, maar ek sal hom so half om daai stadion. As jy nou mooi kyk wat nou tans turn 1 is, wat eintlik so half 'n skewe lyn is wat jy sê, ek moet vir jou sê jy moet mooi kyk om dit as 'n draai te beskou, maar in elk geval, ek sal hom kom ons maak hom net so laat hy al sê my om die stadion beweeg. En daar na die kus toe, daar waar ek wil amper sê waar daai haweetjie gedeelte nou is. En dan vat jy hom soos wat jy nou voorstel dat jy hom teen die kus gaan. Ja. Verstaan jy? Maar kom ons doen dit Suzuka-styl, baie trek bo die golfbaan. Figure of uit. Dit is goedkoper as om 'n nuwe trek te bou. Presies. Maar dis geval ek wil uitkom en ek dink dit is belangrik om te sê, in hierdie sport en so die meeste ander dinge in die wêreld, gaan alles oor kostes, Ja. korttermyn, langtermyn, whatever, en dit gaan veral nou gaan dit oor sustainability. Okay. So nou al wat ek daarop wil sê is ja, dis nou obviously baie goedkoper om hierso nou 'n tydelike trek te create vir die fenomena en die wat noem jy die ja, wat is die woord ek nou soek? Die attraction. nie fenomena nie, daar's nou 'n woord vir die whatever, vir die vibe. daar's 'n flippin woord. Anyway, Okay. vir die extravaganza van die Grand Prix vir 'n naweek, né? En dan môre breek ons als weer af en dan gaan ons weer aan met ons lewens. Jy spaar honderde miljoene rande, want jy hoef nie 'n fasiliteit te gaan bou nie, jy hoef nie grond te kry, jy hoef nie regte te hê nie, jy hoef nie permanente fasiliteite te bou nie, jy hoef nie. So kostes, maar dan op die punt van sustainability, presies wat Ed nou sê. As jy daai miljoen rande spandeer en iets soortgelyks of beter as 'n Kyalami in die Kaap bou, dan het ons Kyalami in dit. Dan kan ons championships begin hou. Dan begin ons sustainability. Daar's 'n Wynland lughawe wat hier noord van Durban wil binnekort gebou word. Ja. Ons het land for days. Ons het die R300 wat 'n masterplan wat nog hier op in die Weskus moet gaan en alles wat ons kan intap en 'n baan kan uitbou. Niemand wil ooit hierdie kant toe kom nie. Ek verstaan ook nou al hierdie eiendom, maar alles gaan nou se waarde gaan nou optel en al die reeds established restaurante en alles gaan nou sakke en sakke vol geld maak. Hulle gaan nou help, jy weet, cater vir die event. Hulle gaan nog steeds geld maak. Hulle gaan nog steeds gaan. Want die trekkers hier, almal want gaan dan is trekkers maak klaar 4 uur. Exactly. Ja, kom almal stap. Dis presies wat lewe gaan almal gaan nog steeds in hierdie helikopter ride almal gaan nog steeds Tafelberg, almal gaan nog steeds in Picnic Cowboy genoem. Almal gaan nog steeds by wat se Tigers Milk. Almal gaan nog steeds Almal gaan Riders in Blue. Jy weet al hierdie plekke, almal gaan so toe. Ja, ek bedoel, weet jy wat, ek gaan so bold wees om te sê, selfs as die Grand Prix in Johannesburg, gaan die meeste African en international kliënte, wat se word ek so nie kliënte nie, toeriste, gaan in elk geval dalk afkom Kaap toe. Daar's ook baie goeie kans hulle gaan. Of hulle gaan Sun City toe gaan na dit. Ja. Verstaan jy? So weer eens en Kreerwiltuin. So wat ek nou try sê is dat hoeveel gaan dit kos om 'n splinter nuwe baan te bou? En ja, miskien is dit te duur, maar dit hang af hoeveel van die beginsel van sustainability ons hier wil en ons is nou intap op jou wat jy nou genoem het van racing culture. En ek wil so vraag om te sê, weet jy wat? Imagine iemand imagine daar's 'n simulating besigheid wat simulators en goeders set up wat culture kan kweek, jy weet, en wat hierdie goeders kan begin support en wat kan
begin kompetisie goedertjies loods, of dit nou in Johannesburg van die Ooskaap of in Berga of in die noordelike voorste van Kaapstad of in die stad wherever is wat dit is een voorbeeld van 'n klomp goedes wat in hele Afrika 'n spark van racing culture gaan ignite wat groter is as om 'n paar miljoen Maar moet dit dan in Kaapstad om 'n paar miljoen rand te spaar om oor 'n naweek 'n Grand Prix. Okay, maar nou as Formule 1 Afrika toe kom, né? Is daar die potensiaal om 'n racing culture te kweek wat so sustainable kan wees dat ons 'n world champion uit Afrika uit byvoorbeeld sou kon hê, nie eers in Formule 1 nie, né? So om dan cash te gooi na 'n nuwe baan, klaar verstuur. Is daar ek is seker as jy jou bemarking reg doen, gaan jy dit kan warrant om 'n paar biljoen rand te stoot na 'n hele nuwe precinct van racing culture Africa toe. Hier's my punt. Daar's is Te sê ouens, yes, hierso is dit is 'n goudmyn te ontdek. Ek wil wat jy op afkom wat jy besef is, ja, as ek hierso begin nou gaan ek goud ontdek. Want en dit gaan help. Want ons is 'n populasie van oor die 62. Maar dan moet hulle in Johannesburg toe stuur. En dan met ander die tweede ding is uit daai 62 miljoen sit hier iewers 'n klomp racing drivers wat miskien dalk Formule 1 kan maak eendag, maar wat in soveel ander kampioenskappe kan deelneem. As jy nodig het. Presies, catalyst en incubator. Ek gaan nou vir jou 'n paar kategorieë. World Endurance Championship het ek al gesê. Ons het klare jong ouetjie in van Suid-Afrika wat in die World Rally Championship is. Dit kan Suid-Afrika toe kom. Ons MotoGP. Ons weet die motorfietskultuur is huge. Brad Binder is wat kort net uitgeval het. Presies. So ander ding is ons kan superbikes trek. Ons kan even die Kyalami 9 hour wat ons elke jaar het, kan ons daai entries kan ons wêreldwyd oopmaak. Ek sê hulle maak kort ook daar sommer oral enige plek in die wêreld gehou. Bring dit hiernatoe. Want dan jy sê, so die punt is dat ons moet net iets skep wat per eie florerende kampioenskappe begin met GT3 karre, met ek weet Stewart is besig daarmee, maar kan dit groei waar ons 40 karre het dat hulle moet F2 Bahrein toe bring, want dit is net 'n vrek goeie baan. So weer eens, we don't lack the people, we don't lack the facility, we don't lack the land, we just need the right brains. Okay, maar dit is waar ek saam is eintlik al twee van julle wil stem. Dis hoekom ek sal sê Kaapstad is nie reg hiervoor nie. Ons het 'n baan nodig. As jy die hoeveelheid, jy praat van sustainability. As jy die geld vat wat dit gaan vat om al hierdie ekstras te doen. Ek bedoel hier gaan kom ons wees eerlik, hier's 'n paar goedjies wat moet gebeur om daai baan te laat lyk soos wat hy lyk. Which it will. Ja. Jy moet jy fout maak nie. Daar's nie 'n pitlyn van 'n dagauto heiliglik waar ons nou is nie. Daar gaan 'n volledige pitlyn op 'n manier aan mekaar gesit word. Dis sommer flatte hier. Jy gooi geld elke maand nie. My uitgangspunt bou jou eie ons het 'n baan. Beginsel. Ons het vir Kilani daarbo. Of Kyalami, wat Kilani is hier onder, Kyalami is daarbo. Ek kry altyd die twee se name om. Nou ons het Kyalami daarbo. Kilani onderhou. Ja. Maar kom ons vergeet eerder van ons. Ek wil net kan ons nie net ons het Reiserplaat. Ja, kan ons nie net daai geld vat en die bietjie opgradering wat daar nodig is, want dit is 'n standaard baan wat reeds daar is. Ouens, net 'n paar en dis 'n beginpunt. Verstaan, jy kan altyd éventueel afkom Kaap toe. Maar Kali, 2004, 2005 het ons MotoGP in Suid-Afrika gehad. Waar het hulle gery? Daarbo. Nee. Welkom. Bekisa Frio. O, jy's reg. Ons het uitstekende trek daar gehad. Okay. En vandag is daai baan in Flardes. Okay, fair. Die bossies groei op hom. Dis my punt is ons het hierdie al voorheen gehad en dan is almal agter dit. As daar nie, dis hoekom ek sê as daar nie 'n private maatskappy is wat hierdie ding back die hele tyd nie. Maar so dis my argument met Kyla met dis
word besit deur Porsche, dit gaan sustain word. Hulle die funds om dit te doen, hulle gaan die backing, ek meen die Audi Volkswagen groep is volgende jaar in Formule 1. Ja. En die proposed date vir 'n South African Grand Prix is 2028. Ja. So maak dit eerder sustainable en hou dit op. Dis hoekom ek sê, gaan na een plek toe, begin daar, as dit 'n sukses is en jy maak op die ouend jou geld, bring hom dan af en sê, okay ouens, kom ons ontwerp, ons kies ons plek en ons ontwerp ons baan en ons bou fisiese baan in die Kaap. Ek dink is 'n baie cool idee, gameplan, gaan Kyalami toe, establish 'n successful Grand Prix. Dan is daar nog steeds net een Grand Prix op African soil. Dan is dit baie maklik om 'n tweede Grand Prix op die Afrika kontinent net in Kaapstad te hê. Sneeumotor. En die twee is nie baie ver weg van mekaar af logistiek gewys. Niemand hoef dit te weet nie, maar Ja, maar ek bedoel dit is back-to-back races weer. korrek, dis wat eintlik waartoe ek wou mik. Want ek bedoel logistiek gewys, dis nie hier vanaand of terug Europa of Amerikas of waar ook al toe nie en dan weer terug nie. Hoekom kan ons 3 reisies in Amerika en 3 reisies in die UAE hê, maar ons kan nie 2 reisies in Afrika hê? Daar is 'n baie maklike antwoord wat by my baie groot punt wat ek aan die begin al wou surface, maar nou gaan ons daaroor moet praat. Die UAE en Amerika het baie resources, en as ek sê resources, dan bedoel ek geld, okay? Ja, okay. So alles met vet beursies, is alles wat nie mind om lastes te vat nie, met hulle egos is groot. Vir hulle om 40 bar oor 'n naweek te verloor is nie 'n probleem nie, want hulle maak dit oor die volgende 17 dae weer maklik terug. Hulle mense hier as jy. Okay, maar nou wat ek nou wil sê is ons het ek kan nie onthou wat my bron van hierdie inligting nou is nie, maar iewers het ek dit opgetel, was dit reg, dis baie vir artikel of ek weet nie. Maar die kontrakte wat die FIA met jou circuits sluit, jy gaan nou meer insig hê, Edouan, is so half eensydig geskryf dat jy kan nie regtig geld maak nie. Nee, As jy regtig Grand Prix hier wil hou, moet jy bereid wees om die peanuts op te tel wat moontlik en potensieel beskikbaar is op die outskirts van die event, ja. So ons kan dit Grand Prix in Suid-Afrika hê, maar en dis ongelukkig nou so. Ek voel die FIA moet sê, boys, vir ons om inclusive, nou gaan ek ook al 'n kaart speel. Vir ons om divers en inclusive te wees as 'n wêreldorganisasie, moet ons 'n reis op African soil hê. Dis beteken dit in daai een naweek gaan ons as die FIA 'n bietjie minder geld maak. Maar op die global spectrum is dit 'n humanitarian, help my, eties, doen. En ons almal weet Afrika sukkel, daai shame, ons hier in Afrika. Dit is jammer, meantime sit ons met gryfles. Geef ons 'n biljoen rand se afslag byvoorbeeld, jy weet. Want dit maar ek sê dit nou as 'n joke, maar dis honestly, dis eintlik die enigste manier hoe 'n Grand Prix ooit hier gaan feasible wees. Ons is al klaar korrup. Ons het Sartjie, maar ja. 'n Grand Prix wat vir onsself so 700 miljoen rand te kos, gaan vir ons 900 miljoen kos. Eintlik. Ouens, jy weet, as Brazil 'n Grand ons vat net Brazil gou vir 'n oomblik. Mexico 'n Grand Prix kan host. Okay? En dit is hou aan en dit is sustain. Maar jy weet hoekom? Want daar is ouens met vuil geld en diep sakke en groot egos. Weerens, wat is hier by ons? I agree. Ek meen, luister, ons het hulle. Ons trek 'n paar public entities hier in, dan weet ons het genoeg geld om hierdie ding te vaar. Jy's nie verkeerd nie. My punt is, maar dit is ook nie die regte manier, want hierdie goed niemand weet van hierdie goed is. Nee, niemand doen nie, maar die punt wat ek net hier wil maak is dat op die einde van die dag is dat ons wil motorsport groei in Suid-Afrika. Ja. In Afrika? Ja. In Afrika. Maar kom ons begin by die beginpunt. Suid-Afrika, because ons het die pedigree. Ons het die history. Egipte het nie die pedigree nie. Nee. Dis nog suksesvolle nasies in ons land. Algerië, Marokko het nie die pedigree nie. Maar Nigerië het nie die pedigree. Nee, Botswana het ook nie. Of het hulle? Botswana is die naaste. Want ek sal kom. Dit of Namibië. Maar die verwagting dat Botswana 'n Grand Prix gaan hou, is die verwagting van Lando Norris wat in die laaste naweek vir Charles Leclerc sou geoortake het. Ons wag nog steeds op. Ja.
Hy jaag nog steeds. Mense die DRS kom op die werk. Die verwagting is baie op die lys. Nee, hy moet eers binne daai Weet jy sekonde wat? kom. Ek dink Hierdie was lekker. hierdie was lekker. Ek Dit was dink goed. dit kan vir ure daar debatteer, maar Ek wil baie sê dat dis great om sulke voorstelle te sien. ja. Absoluut. En dis great om al die traction te kry en dan was al in die laaste 5 jaar was al Baie of 3 sulke insidente en dan kry ons lekker social media traction en ek kry 100 messages op my foon en dan kom niks daarvan nie en ek kan my hoed opeet. Daar gaan niks kom van hierdie Grand Prix hier in Kaapstad nie. Dis ongelukkig my realistiese verwagting. Ek voel Maar hy's op pad. Dit lok hierdie tipe van reaksie uit. Korrek. En ek hoop 'n klomp mense kyk hierdie video en comment en dink en ek as ons het hierdie alles nodig vir hierdie ding om te gerefine te word na 'n sustainable solution. Ja. Maar ek wil my hat tip vir die ouens van die Cape Town Grand Prix company. Ja. Okay? Yeah. Guys, you're doing a brilliant job. Yes, I agree. They've been going since 1999 and I think don't stop. Yeah, There that's is Yeah, a sure. solution. I think this is the start, but there is a solution available for this. Is this the answer? We don't know. We will find out. Maybe the FIA likes this. Okay, maybe they want city Grand Prix because more and more city Grand Prix are coming into play. yes, Dis so. Maar op die einde van die dag, I would, these guys have been going since 99, okay, and every year they've been putting in a bid. They've got the right backing behind them, US backing, a lot of local backing, approval from government. So that's all the tick boxes that you need to host a Grand Prix in South Africa. So there might be a very good chance that this is the one. And I'm speaking in English specifically for the people in the southern suburbs to understand us. Want weet jy wat? I speak the English style very deliciously. Wat jy sê. Want ek moes my paspoort aanhandig nou. Verstaan jy? Ek gaan direk in die Kaap in te kom. Want dit voel vir my gaan my paspoort met wys as ek hierdie kant van die boereworsgordyn oorkant moet gaan. Okay. So Nou waar. Ek hoor dit jy sê. ouens, dankie dat julle ingeskakel het. Asseblief comment. Sê vir ons wat dink julle, waar gaan die beste plek wees? En ook Moet ons die Pekisa Freeway revive nie? En nie welkom. Welkom. Ek het net op daai punt ek wil iets sê. Vrystaat. Ek weet ons het 'n paar luisteraars wat ouens wat ook creative individuals is. En ons het ouens wat goeie project managers, 'n klomp goeie realiste en ouens wat baie passievol is. Ek hou waantoe jy nou gaan. En ek self 'n creative individual bla bla. Ons wou al as 5 ligte al van laas jaar af, ons sommer net vir amper shits and giggles. Sommer net om social media traction te kry. Waar ons ook so oefening, nou kyk gou hierdie oefening is daar's baie gedagtes daar agter. Op die ouene al wat uitgelees is 'n paar gevleelde woorde van Monegasque exclusive yacht experiences wat op 'n Google search engine goeie traction kry. En dan 'n screenshot van 'n satellite foto met 'n paar blokkies met streepies op En 'n racing en line. 'n rooi racing line. Dis so ons het nou ook oorweeg om dit te doen, maar jy sit jouself daar uit vir 'n klomp kritiek. Jy weet, klomp kritiek. Nee, jy doen. So maar hier is my pleidooi. Hey, nou is hy leeg. My pleidooi. Hier is my pleidooi. As daar comment vir ons en kom in kontak met ons want ons almal is al lankal lus om bietjie die bil by die horings te pak hierso en om bietjie die leiersels in ons eie hande te neem en 'n jab te vat tot Formule 1 in Suid-Afrika. En ek dink as ons die regte ouens om die tafel kry en ons kan hierdie ding kos gee een keer elke 2 weke met 'n lekker maaltyd en dalk 2 biere of ietsie, dan miskien oor 'n maand of 7 gee ons geboorte aan 'n brainchild wat dalk ewen 'n bietjie meer deurgedink is omdat ons baie meer passievol is as oor jy weet vehicle net aangestel is en jy weet what not ever the verstaan. So dis is waar ek baie passievol is. Ek sal dit love om so 'n oefeningkie te doen op 6 verskillende plekke in en rondom Kaapstad. So ek het 'n voorstel vir almal vir ons en vir ons gaste. 5 ligte met die hulp van Rassie en Gally. Eddie sal net input gee, maar ek is nie die designer nie. Maar wat is jou ideal track? Jou droom track wat jy self sal design? Ja, Afrika. So as jy
access het na 3D modeling toe, stuur dit in na 5ligte@gmail.com, dan sal ons dit wys op die show. Ja. Rassie Ja. en Kali en myself gaan Ja. ook gaan sit en dan gaan ons drone practice te wees. Dis 'n Google Earth screenshot, Google Maps satellite view maar met kom ons screenshot. bou 'n ordentlike model. Okay, maar Is dit- wag. Maak-up. En En ons kry ons om die tafel met die voorstel. Maar soek jy een in die stad of wil jy 'n nuwe vars geboude baan enige plek? enige plek. Weet jy- Okay, nee, maar dan kan dit 'n lekker speletjie raak My hierdie. voorstel is as Ek ons- hou hiervan. As ons 6 of 7 of 3 of 2 ouens kry wat 'n update het vir so iets, nê? En skryf die comments en 'n voorstel in 'n whatever of 'n e-mail of net 'n jy weet 'n image in die comments of whatever. Dan trek ons die ouens in, ons begin ons sit wheels in motion en ons doen ons eie dingetjie. En ons sit dit ook al buite. En Ja. of ons maak kontak met hierdie manne of whatever the case may be. Absoluut. Ons is 'n klomp jong mense, die wêreld is ons oester, Afrika is unexplored territory. Stem. Jy het nou net gepraat van 'n goudmyn. Al wat dit ons kos is om elke keer net die volgende stap te neem. Ons het nie al die antwoorde nodig nie, ons het nie al die resources nodig nie. Ons moet net elke keer die volgende stap neem. Ja. En as ons dan 16 of 17 stappe of 100 stappe later terugkyk, dan het ons iets op die been wat moontlik traction kan kry iewerste. Miskien is die volgende stap om 'n baan te bou in Afrika, dit in 'n simulating program te sit en dit te expose in die wêreld van racing en dit te begin race en dit te toets for that matter en te kyk hoe veilig is dit, hoe feasible is dit en whatever. Ek bedoel daar's so baie opsies, jy weet, ja. Dames en here, submit julle tracks vir ons as julle gaan. Asseblief vat ons ernstig op. Ons is absoluut serieus op hierdie program. Print dit uit, vat chewing gum, plak jou track uit, neem 'n foto en WhatsApp dit vir ons. Verstaan jy? Dankie dat jy ingeskakel het. Kom ons almal hou duim vas dat somewhere in hierdie land gaan ons 'n Grand Prix, of dit nou Kyalami is en of dit Kaapstad is Of Kouberga. of Kouberga of Kouga, maak dit nie saak nie, okay? Kouga. Verstaan jy, net die Kraddock nie. No offense Kraddock. Maar ons hou duim. Jammer, Kraddock. Want jy gaan om te gaan ja. So as jy wil 'n Grand Prix sien, like, subscribe, share, sit jou voorstel in, waar dink jy gaan die beste Grand Prix plek wees? En ons deel hom hierso. Dit hoef nie Kaapstad te wees nie, dit hoef nie Kyalami, dit kan enige plek wees want ons het soveel plekke beskikbaar. Dit land. Verstaan jy? Baie land. Ek weet net ongelukkig is Umhlanga vol. Maar die punt is dat Hy is hier die tonnel. hier is 'n tonnel op en af, woeste As hy voor die berg terug. Robertson stop vir 'n wyntjie en kom terug. Vat hy nou. En so Nee, dis net die begin. Môre ontwikkel ons eie autobaan in Afrika. ons gaan ons eie Ek like ons dit. gaan ons eie Emilia Romagna 1000 begin hierso. Waar ons reg deur Hier noem ons dit nie Le Mans nie, noem ons dit Demands. Ou vat die man. Daar vat hy. Sit jou skroot. Ja, dankie dat julle dankie dat julle ingeskakel het. Laat hom aan. Waardeer dit. Onthou, dis die enigste kanaal wat Formule 1 praat in Afrikaans, Jou taal. jou taal. Nie jou ouma se taal nie. Sy In jou taal. bly julle het dit gesê en baie dankie aan almal wat ons ondersteun. Kom ons groei motorsport en veral Formule 1 in hierdie land en kom ons hoop ons het 'n Grand Prix in 2028. Julle moet 'n lekker aand hê of dag hê Of oggend. of oggend of waar ook al julle kyk in die wêreld. Ons waardeer julle ondersteuning verskriklik baie van 3 amateurs. Totsiens.